Hartlike goeiemôre aan elkeen van die broers en susters. Dit is 'n wonderlike voorreg om vanoggend weer so as gemeente saam te kom en so in teenwoordigheid van die Here te kom. Namens die kerkraad dan net vooraf die volgende afkondigings. Kollekte onder die diens is vir barmhartigheid en by die deure vir instandhouding van die erediens. Onder lief en leed wil ons vir almal wat siek is, sê baie sterkte. Daar's baie van ons lidmate wat regtig siek is. Ons bid dat hulle ook die teenwoordigheid van die Here sal ervaar en ons dra hulle almal op aan die Here. En dan ons spesiale verjaarsdag van hierdie maand, vir hierdie week is oom Johan Foster wat 80 jaar oud word Saterdag. Aan hom baie geluk. Kom ons gee dan 'n oomblik van stilte voordat ons begin met die erediens. Kom ons word stil voor die Here. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof en prys die Here met die sing van Psalm 107. Ons sing daarvan die eerste en ook die derde vers en daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Meld dit al wie behoed is, verlos is uit die lend, wat God uit elke land in vryheid weer herstel het, vry van die slaweband, waarmee hom geknel het. Hy het almatig Kom ons bely saam ons geloof en elkeen spreek in sy hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat angste van die hel tot in die dood ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees,
Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons luister saam na die wet van die Here soos opgeteken in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons lees tot sover. Ons antwoord nou op die wet met die sing van Psalm 32. Ons sing daarvan die eerste vers. Psalm 32 vers 1 en daarna bid ons saam. Here, ons Here, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend as u kinders so in u teenwoordigheid te wees. Here, en dan kan ons saam bely dat daar niemand anderster is soos u nie. En wat 'n wonderlike voorreg dat ons u nou kan ontmoet. Dat ons vanoggend hier vanuit u woord kan hoor.
Dat U ons daardeur kan toerus. Dat ons so in die lewe in kan gaan, die gejaag wanneer alles weer môre begin en dat ons dit wat ons hoor kan toepas. Here, so in alle omstandighede en oral waar ons gaan. En hoe dankbaar is ons nie dat ons vanoggend ook as gemeenskap van die gelowiges so saam kan wees nie. Dat ons tot U eer kan sing. Dat ons nou saam in gebed tot U kan nader. En dan weet ons dit alles is ook genade. Dat ons in so 'n verhouding met U kan staan. Ja, Here, U is 'n God wat naby is. En Jesus Christus het hier onder ons kom woon. En nou werk die Heilige Gees ook in ons. Ons dankie dat U ons ken, elkeen van ons. So persoonlik en ons weet U is met ons elkeen besig binne ons omstandighede. Here, maar ons moet ook bely dat ons in ons swakheid so gou twyfel. Dat ons so gou in vrees lewe en bekommerd raak. Tog sorg U vir ons dag na dag. Ons dankie dat U getrou is. U was nog altyd getrou en U sal getrou bly tot in alle ewigheid. Ons dankie dat ons U beloftes het om aan vas te hou vanuit U woord. Mag ons ook as broers en susters mekaar so bemoedig. Here, mag ons aan mekaar die liefde vanuit U woord ook uitdra en uitleef. Ons wil vanoggend ook bid vir almal in ons gemeente wat so siek is. Here, ons weet dat self siekte en die dood nie buite U beheer staan nie. Maar tog sien ons die verganklikheid van ons liggame. Here, wanneer daar ook so siekte intree, dan bid ons dat ons ook daarin op U sal vertrou. En wanneer ons nou na U woord gaan luister, maak tog ons rustig. Mag ons vanoggend werklik weer hoor wat U vir ons wil sê en wanneer ons gedagtes so maklik dwaal, maak ons nou rustig sodat ons werklik sal hoor. Ag Here, ons wil opnuut bid vir hierdie land waarin U ons geplaas het. Ons bid dat daar 'n inkeer sal wees onder elkeen wat regeer. Here, maar ook meer en verder in ons skole. Ons sien hoe moeilik dit raak vir ons Christen broers en susters wat ook as onderwysers daar optree. Maar ons bid ook vir ons kinders. Dat U hulle sal bewaar. Dat hulle getrou sal bly aan U. En dat U hulle ook baie besonder sal gebruik daar waar U hulle plaas. Vader, ons wil opnuut ons sondes voor U bely. Ons weet die prys wat Jesus Christus betaal het. Dit was die duurste prys ooit. En ons weet ons is vrygekoop, maar nog steeds sondig ons. En daarom pleit ons by U dat U ons sal vergewe van al ons oortredinge. Ons weet ons verdien dit nie en daarom bid ons dit alles uit genade in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend vanuit die Evangelie van Markus. Ons lees uit hoofstuk 14 van vers 43 tot en met vers 52. Ons fokusverse is vers 48 en 49 wat ek nadat ons gesing het dan ook weer sal voorlees.
Op daardie oomblik, terwyl Jesus nog praat, kom Judas, wat een van die 12 was, daaraan, saam met 'n klomp mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en die familiehoofde gestuur. Die verraaier het by die mense 'n teken afgespreek. Hy het gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy. Gryp hom en vat hom weg. Moenie dat hy ontsnap nie. Toe hy dan daar kom, het hy reguit na Jesus toe gegaan en gesê, Rabbi, en hom met 'n soen gegroet. Die ander het vir Jesus gegryp en hom gevange geneem. Een van die wat daarby gestaan het 'n swaard uitgepluk, daarmee die slaaf van die hoofpriester geslaan en sy oor afgekap. Jesus sê toe vir die mense, het julle met swaarde en stokke gekom om my te vang, asof ek 'n rower is? Dag vir dag was ek by julle besig om die mense in die tempel te leer, en julle het my nie gevange geneem nie. Maar die skrif moet in vervulling gaan. Toe het al sy disippels hom in die steek gelaat en weggehardloop. 'n sekere jong man is saam agter Jesus aan met net 'n doek om sy lyf. Die mense gryp hom toe, maar hy het die doek gelos en kaal weggehardloop. Ons lees tot sover. Kom ons sing nou saam lied 525, ons sing daarvan vers 1 en ook vers 3. Ek lees weer vir ons vers 48 en 49 voor. Jesus sê toe vir die mense, het julle met swaarde en stokke gekom om my te vang, asof ek 'n rower is? Dag vir dag was ek by julle besig om die mense in die tempel te leer, en julle het my nie gevange geneem nie, maar die skrif moet in vervulling gaan. Die geliefdes in ons Here Jesus Christus, die wêreld rondom ons kan soms baie deurmekaar lyk. En ons hoef nie ver te soek nie, ons kan maar net hier in ons eie land kyk, en dan sien ons die verval van strukture en stelsels. En ons ervaar dit amper in elke instansie wat nie doeltreffend funksioneer nie. En so word Christelike waardes op sy geskuif, sodat daar plek gemaak word vir die individuele voordele en voorkeure. En dan wêreldwyd, dan sien ons hier dieselfde tendens dat alles lyk werklik na chaos. Maar die vraag vanoggend aan elkeen van ons is, hoe reageer ons wanneer alles so deurmekaar lyk? Hardloop jy ook dalk weg soos die disippels? Probeer jy met alles binne jou veg teen hierdie omstandighede, of gaan kruip jy ook iewers ter weg, sodat jy net nie moet deel wees van dit wat rondom jou aangaan nie?
Broer en suster, dit is vrae soos hierdie wat 'n mens soms laat wonder, is God ook binne hierdie chaos nog steeds in beheer? Wanneer dit vir ons lyk en voel asof alles uitmekaar val. Geliefdes, sien jy raak dat God met jou binne hierdie omstandighede werk? Hy werk doelgerig. En met jou persoonlik is hy ook besig binne sy raadsplan. Hy ken jou op jou naam. Wanneer ons hierdie gedeelte lees vanuit Markus 14, dan blyk dit op die eerste oog af ook na 'n geweldige groot deurmekaar spil. En hierdie was deel van die begin van die grootste oomblik waarop die ganse mensdom gewag het. Die Messias het uiteindelik gekom. Die verlosser wat die volk sou red van al hulle nood en worstelinge. Maar wat gebeur nou? Hier kom die kerk en ook die staat en hulle kom om Jesus Christus te vermoor. En net voor hierdie gebeure het Jesus geworstel en hy het gesweet soos bloed in die tuin van Getsemane. En dan bid hy tot sy Vader en hy vra dat hierdie beker by hom moet verbygaan. En dan vra hy dit egter net indien dit God se wil is. En broers en susters, nou moet ons baie mooi verstaan, Jesus is mens, maar hy is ook God. En daarom het hy presies geweet dat daar 'n geweldige moeilike pad vir hom voorlê. 'n Pad van Godverlatenheid. En nou in hierdie gebeure, terwyl een disipel 'n swaard gryp, dan hardloop die ander uiteindelik almal weg. Een van hulle heeltemal kaal. En volgens die bronne is hierdie een wat weggehardloop het heel waarskynlik Markus. Hy was nog 'n jong seun gewees en die disippels het dikwels bymekaar gekom by sy ma se huis wat dan naby die tuin van Getsemane was. En hy het heel waarskynlik gehoor van wat hier gebeur en hy het met sy nagkleed geslaap en ondersoek gaan instel en dis die wat hulle gegryp het daarna dat hy dan nou kaal verder gehardloop het. En so word Jesus verraai. Maar kan jy sien wat hier gebeur? Op 'n uiterse onwettige wyse word Jesus gevange geneem. Wat dit erger maak, die kerk is deel van hierdie korrupsie. Hierdie blyk so na die donkerste oomblik in die mensdom se geskiedenis. En dan kom die vraag weer na vore, is God dan werklik in beheer? Of het die Satan nou sy sin gekry? In vers 49, dan sê Jesus aan die bende dat al hierdie dinge moet gebeur. Hy sê die skrifte moet in vervulling gaan. Ja, al hierdie plannetjies van die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die ouderlinge, die planne van Judas, die planne van hierdie bende, dit alles val nog steeds binne die raadsplan van God. Dit moes vir hierdie mense almal gelyk het asof hulle planne geslaag het. Hierdie slinkse manier van doen het op die eerste oogopslag gelyk na 'n perfekte plan. Maar broer en suster, niks in hierdie heelal val buite die wil van God nie. En selfs binne die mees haaglikste omstandighede, dan bly ons almagtige Vader nog in beheer. En hier is Jesus se weg, die kruisweg. Die laaste woorde wat Jesus nog besig was om te spreek in Markus 14 vers 42, dis die gedeelte net hiervoor. Ons lees daar staan, waar hy dan sê, staan op, kom ons loop. En dan sê hy, kyk, die man wat my verraai is hier naby. En dan begin vers 43, begin met die woorde, op daardie oomblik. Kan jy sien hoe baie sê dit van Jesus? Hy sê maar net een van die slagoffers nie. Hy sê 'n slagoffer hier van hierdie gebeure nie. Hy is ook hier in beheer. En hierdie gebeure was dan die eerste deel van die lydingsbeker van Jesus op pad na die kruis toe. Kan jy sien? Jesus, die Seun van God, is aktief besig binne hierdie situasie wat besig is om daar af te speel. Jesus het dit geïnisieer. En dis hy
wat in beheer is. Jesus het met ander woorde binne hierdie deurmekaar spel, het hy ook leiding geneem en hy het ook hierdie proses aan die gang gesit. En dan neem hy ook beheer binne hierdie omstandighede. Hy's binne die omstandighede en hy neem beheer. In teenstelling met Jesus wat in beheer is, dan sien ons hierdie gedrag van die bende. En nou is dit baie opvallend, hulle kom vroeg in die oggend, en nou lees ons, dit was nog donker gewees, en nou kom hulle so geheimsinnig om Jesus te vang. En dit is nou baie vreemd dat hulle juist so tyd kies om Jesus gevange te neem, en hulle doen alles so in die geheim, asof hulle dit op 'n oneerlike manier doen. Ons lees in Markus 11 vers 18, en die skrifgeleerdes en die owerpriesters het dit gehoor, en gesoek hoe hulle hom kon ombring, want hulle was bang vir hom, omdat die hele skare verslae was oor sy leer. Kan jy hoor, die skrifgeleerdes en die owerpriesters was bang vir die reaksie van die mense, en dis hoekom hulle nou op hierdie tydstip so geheimsinnig kom. Sien ons nie iets van wat in ons land en die wêreld aan die gang is ook hierin raak nie, dat mense op sulke oneerlike wyse probeer optree en dan regverdig hulle self. En dis nou teen hierdie agtergrond wat hierdie bende vir Jesus arresteer. Maar ons lees verder, hulle kom met swaarde en stokke asof Jesus 'n rower was. Hierdie hele houding van hierdie bende was geweldig vernederend geweest. Jesus het sy lewe lank vernedering geken. Hy is seun van God en hy word as mens gebore. En hierdie hele vernederingsproses gaan nou verder, so op pad na die kruis toe. Ons lees in Hebreërs 12 vers 2. Die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Broer en suster, Jesus het homself nooit verset nie. Hy het bewustelik en doelbewus hierdie hele pad, hierdie lydensweg betree, en hy het dit gedoen om dit end uit te loop. Die Ou Testament het dit voorspel, en ons lees in Jesaja 53 vers 7, hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie. En soos 'n lam wat na 'n slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. En hier in Getsemane, dan staan Jesus in die skadu van die kruis. Hy weet, hy moet die lydingsbeker drink. En broer en suster, hy doen dit vir my en vir jou. Hy kon enige oomblik, kon hy daar weggekom het. Hy kon die mense in stof laat vergaan het, maar hy bly getrou aan die wil van sy Vader. En daarom het hy hom nie verset toe hy gevange geneem is nie. Hy is gehoorsaam aan sy Vader. En dan sluit die woorde van Johannes 3 vers 16 so mooi hierby aan, want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Kan jy sien, so het God ook 'n plan gehad met sy seun. Dit is al so beloof, reg van Genesis af, reg deur die Ou Testament, dan is daar beloof dat daar 'n verlosser gebore gaan word. En dan kom Jesus. Hy wat gehoorsaam bly tot aan die einde toe. Ja, op grond van dit wat Jesus Christus alles vir ons gedoen het. Daarom is ons nou kinders van God. En daarom, broer en suster, kan ons wat eintlik soos rowers gevange geneem moes word en wat weghardloop voor die aangesig en die toorn van God, kan nou op ons knieë terugkom voor die almagtige God. Want die prys van die sonde is reeds betaal. En die Here vergewe ons elke keer wanneer ons hom smeek om vergifnis. En so het God met my en jou ook 'n plan. En daarom moet ons in gehoorsaamheid voor ons Vader kom. Ons moet op ons knieë kom en ons moet bid.
Ons moet die woord van God bestudeer, sodat God daarin sy wil aan ons bekend kan maak. Alleen vanuit die woord. En dan moet ons God se wil gewillig in ons lewens aanvaar. Deur die skrif openbaar die Here hom aan ons. En daarin leer ons wat sy wil is. Kan jy sien, broer en suster, nie die denke van mense nie. Nie die manier van doen wat mense dink goed is nie, maar alleen die woord van God. Dit is dan sy woord. En dan, broer en suster, dan vra ons weer, wat is my en jou reaksie wanneer alles in hierdie wêreld so deurmekaar lyk? Hoe tree ons op wanneer dinge in jou lewe lyk asof dit nie rigting wil kry nie en asof onreg die heeltyd seevier? Onthou dan, God is en hy bly in beheer. En omdat Jesus Christus hierdie kruisweg betree het, kan ek en jy nou ook gewillig ons kruis dra. En dalk sit jy vanoggend hier, en iets in jou lewe lyk vir jou ook totaal en al deurmekaar. Dit kan wees as gevolg van siekte of spanning. Dalk voel dit vir jou ook asof daar in jou lewe bedrog is wat plaasvind. Ons almal weet van geweld wat al hoe meer sigbaar word en dit lyk net asof niemand iets daaraan doen nie. Dalk voel dit in jou lewe asof daar ook onreg is wat besig is om see te vier en asof jy 'n slagoffer is van jou omstandighede. Dalk sit jy ook hier vanoggend en daar's mense of instansies van wie jy dit glad nie verwag nie, wat ook maar besig is met onderduimse planne. En dalk sit jy vanoggend ook hier en jy wonder, is God dan ook in beheer van my lewe en my omstandighede? En dan is die antwoord, ja broers en susters, hy is. In Jesus Christus het God vir my en jou ook op 'n kruisweg geplaas. En om 'n disipel van die Here te wees, beteken om nou aktief op hierdie kruisweg te gaan. Dit beteken ons moet voortdurend voor die Here kom en ons moet sterf met die ou sondige mens en sondige begeertes. Jy sien, maar die Christense pad in hierdie deurmekaar wêreld is een pad en dit is die kruisweg. Hoe moeilik of hoe donker dit ook al vir jou mag lyk, kan ons terugkom na wie God is en besef maar hy is dan in beheer. Selfs hier in Suid-Afrika is God in beheer. En dit is die boodskap van hierdie skrifgedeelte. In Markus 8 vers 29 dan lees ons dat Petrus bely dat Jesus die Christus is. Maar belydenis kan nooit net by woorde bly nie. En daarom kom Jesus en hy gee direk 'n opdrag daarna aan hulle en sê, die wat hom bely moet hulle kruis opneem en hulle moet hom blymoedig volg. Hoe baie keer kom ek en jy nie in sulke Getsemane oomblikke in ons lewe nie. Daardie dele wat ons weet, dit wat vir my voorlê, dit gaan bitter moeilik wees, maar dit is tog nog steeds die regte pad. God het juis in Christus se kruisweg, het hy nie net vir ons die regte pad kom wys nie, maar hy het dit vir ons moontlik gemaak om hierdie pad voluit te loop, sodat ons aan die einde ook kan bely en sê ons is reeds oorwinnaars. Jy sien broer en suster, ons weg is ook hierdie kruisweg. Ons as Christene, ons bely maklik, ons is navolgers van Jesus Christus, maar dan moet ons bereid wees in alle omstandighede om Jesus te volg. Nou selfs as dit moeilik is. Ons lees in Lukas 9 vers 23, dan staan daar en hy sê vir almal, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Ons omstandighede mag nooit ons daarvan weerhou om die woord van God te verkondig nie. En dit is nie net hier in die kerk nie, dit is nie net by die kerklike aktiwiteite nie, dis daar waar die Here jou plaas. Ons kinders kan so maklik dink dat daar waar hulle by die skool besig is hulle nou afgesonder van die kerk.
Maar die Here gebruik selfs ons kinders. Aan die einde van die profetiese rede in Markus 13 vers 37 is Jesus se woorde dan dat julle moet waaksaam bly. En daarom moet ons wakker wees. Ons kan nie maar net voortploeter in hierdie lewe en nie weet wat daar buite aangaan nie. Ons moet waaksaam wees. Ons moet vas staan en ons moet met alles in ons beklei teen die sonde. Ons moet vas staan. Ook binne daardie geweldige moeilike omstandighede. Die realiteit is, soms twyfel ons. Soms wonder ons, Here, maar hoe gaan ons volhard binne hierdie omstandighede? Alles is so de mekaar, my wêreld is onder my uitgeruk. Dit wat voor lê is nie menslik moontlik om te volhard nie. En nou kan ons mekaar vra, maar hoe is dit dan moontlik? Hoe is dit moontlik om te volhard? Na die genade van die Here. Volgens Johannes 14 het hy ons nie as weeskinders agtergelaat nie, maar hy die gees van die waarheid in ons harte uitgestort. Dis die Heilige Gees wat jou en my maak om nie ook die swaard uit te pluk nie. Dis die Gees wat my en jou vas laat staan om nie weg te hardloop as die omstandighede moeilik raak nie. Dis die Heilige Gees wat ons voor ons Vader bring, dat ons ook bukkend kan staan voor hom en onder die kruis. Die Gees wat jou laat volhard. Want jy weet, dis nie in jouself nie, maar dis God wat in beheer bly. En op hierdie pad sal jy kan bly as 'n gevolg van die werk van Jesus Christus. Wanneer Jesus kom en hy gee ons die groot opdrag in Matteus 28, die opdrag om die evangelie aan almal te verkondig, dan beloof die Seun van God dat hy met ons sal wees. En dan gebeur dit dat die Heilige Gees uitgestort word in ons harte. Dieselfde Gees wat Jesus uit die dood laat opstaan het, woon in my en jou. En daarom het ons perspektief. Selfs binne daardie oomblikke wat jy nie weet hoe of waar of hoekom nie, dan woon die Gees van God steeds in jou. En so het ons vir Christus altyd by ons deur die Gees. En ja, broer en suster, ons is reeds oorwinnaars. Ons het reeds deel aan die opstanding van Christus. Ons sluit af. Geliefde broer en suster, ek en jy is nooit alleen nie. Ons het die Heilige Gees wat in ons woon en werk en wat ons in staat stel om navolgers van Jesus Christus te wees. Wat ons in staat stel om nie weg te hardloop van ons omstandighede nie. Die Heilige Gees wat ons in staat stel om aktief betrokke te wees, selfs binne hierdie moeilike omstandighede. En God is in beheer. Hy is in beheer van elke uitdaging in jou lewe. Hy is in beheer van Suid-Afrika. Hy is in beheer van Amerika en die ganse wêreld. En die Christense pad, die regte pad, is 'n kruisweg. En dit is om Jesus Christus na te volg. En al word jou omstandighede hoe moeilik en hoe donker, nooit ooit sal dit God verlate wees nie. Jesus het God verlatenheid gelei, sodat dit nooit met my en jou hoef te gebeur nie. En daarom moenie in jou omstandighede op 'n mensliker wyse probeer veg nie. Moet ook nie wegvlug nie. Daar's een opdrag. Volg vir Christus. Want ja, broer en suster, hy het vir my en jou in staat gestel om ons kruis te dra. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, o Here, hier sit ons vanoggend so klein vir U. Wat 'n geweldige troos om maar net weer te hoor, U is in beheer. Ons raak benoud wanneer ons sien wat gebeur rondom ons. Ons raak bang. Elkeen persoonlik in ons omstandighede wat ons wonder wat gaan die toekoms inhou.
Ons wonder hoe ons uit sekere omstandighede gaan kom. Ons wonder, waar gaan ons hulp vandaan kom? En dis die troos. In Jesus Christus is daar 'n blywende hoop wat vas staan en nooit kan verander nie. Here, mag ons mekaar daagliks daaraan herinner, U is en U bly in beheer. En ons behoort aan U. Daarom kan ons tot U bid en sê, ons Vader. En so dra ons vir elke lidmaat aan U op. Elkeen wat na hierdie boodskap luister. Wil U tog kragtig in ons werk. Wil U deur die Heilige Gees ons volmaak, sodat ons werklik soos geesvervulde kinders mag lewe. U mag ons met die woorde wat ons praat hoop bring. Wil U met ons elkeen wees in hierdie week wat ook voorlê? Here, want ons weet dat U ook al reeds daar is waaroor ons so bekommerd is. Ons dankie dat ons 'n gemeente mag wees, dat hier in Alberton 'n gemeente is wat ook so onder die geklank van die woord bymekaar kan kom. Ons dankie vir al die seëninge in hierdie gemeente, met gawes wat U gee, o Here. Mag ons daardie gawes ook gebruik tot eer en verheerliking van U heilige naam. En as dit U wil is, bring ons spoedig weer op U tyd so bymekaar. Ons bid dit in die naam van die koning van alle konings, ons Here, ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Broer en suster, daar is nou geleentheid vir die opneem van die liefdegawe, en dan sing ons daarna uit Skrifberuiming 5:3 vers 1 en ook vers 2.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan dan in vrede. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Broers en susters, net ons afkondigings. Dink almal van julle weet nou al van ons biltong aand, die 14de Augustus. Ons het al baie skenkings gekry waaroor ons baie dankbaar is. Nou wil ons die gemeente vra om betrokke te raak om kaartjies te verkoop. Ek dink dit gaan 'n baie lekker aand wees. Die advertensies was op ons gemeente WhatsApp groep gewees. U kan die besprekings doen by Andrei of Linda of dan ook regstreeks aanlyn. Daar's so 'n aanlyn dokumentjie. Ons het ook 'n professionele afslaer vir die aand, so dit gaan regtig baie lekker wees en daar's vermaak ook van 'n pa en dogter wat gaan sing. So ons vra dat jy regtig betrokke raak as jy meer inligting wil kry of meer wil weet. Dan kan jy enigiemand van die betrokke persone, dis Richard, Anita, Marie, Linda, kan dan nie Andrei en Larissa, ek weet nie wie nog nie, maar enige van daai kontak. Dit is amper oor 'n maand. So kom ons kyk of ons van hierdie ook 'n baie suksesvolle dag kan maak. Dan, ons gemeente was 60 jaar oud gewees op die 26ste Junie. Nou dit het nou so stil verbygegaan en dit is vir ons 'n baie groot gebeurtenis. Die kerkraad het dit goed gedink dat ons dan aan die einde van die jaar, ons gaan voor die laaste nagmaal het ons 'n gemeentedag waar ons 'n klomp afsluitings vir die jaar gaan hê en dan sal ons ook iets dan spesiaal tydens daardie geleentheid doen. Ons is baie dankbaar hoe die Here ook sy kerk bewaar en dat hierdie gemeente ook dan daarvan kan getuig. En die baie besondere wyse hoe die gemeentes saamgekom het en hoe woordverkondiging ook hier in Alberton so kan voortgaan. En ons dank die Here vir sy seën ook hier vir ons. Dit is die enigste afkondigings, mag dit vir elkeen 'n baie geseënde week wees. Kom drink asseblief koffie en tee saam met ons. Baie dankie.